stemme. So we pour out our praise, we pour out our praise, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Kan jy miskien net vanaand vir hom sê, dankie Jesus. Dankie Jesus. Vir alles wat jy vir ons doen. Dankie vir die voorsiening en dankie vir die beskerming elke dag. Deur die goeie tye, deur die slegte tye is hy altyd daar. Here, ons wil werklik vanaand vir U sê, great are you Lord, great are you Lord. The heavens declare your glory, the creation sings your praises. Van die sonsopkoms tot die sonsondergang moet die naam van die Here geloof word en geprys word. Die woord van God sê, laat alles wat asem het, die Here loof. Ons gaan nog een keer sing, en ek wil vra, dat jy oor die muziek sal uitsing, as hy vir jou iets beteken, as hy al vir jou goed was, sal jy sê, how great are you Lord, it's your breath in our lungs. Kom aan kerk, sing saam, lig sy naam op, in hierdie plek, hy is dit werd, hy is waardig om geëer te word, geloof te word, en geaanbid te word, kom sing saam, hy klip hard. Ons wil vandag hierdie diens kom, open, om te sê, great are you Lord, word geheilig in hierdie plek. Here, dankie vir hierdie aanraking van die Heilige Gees vandag. Here, want hier by U en in U teenwoordigheid is enigiets moontlik. Here, ons los vandag ons struikelblokke, ons los vandag ons probleme by U, want die woord sê, werp jou bekommernis op my en ek sal vir jou sorg. Ons los dit by U vandag. Ons bid vir die woord wat uitgaan. Here, dat U ons vandag sal leer, dat U ons sal lei, Vader. En ons vra dit in Jesus naam. En as jy saam my stem, skree kliphard amen. Ag nee man, 1, 2, 3. Ag, nog een keer, 1, 2, 3. Prys die Here, julle kan maar julle sitplekke neem. Here, dankie. Dankie. Al wat ek kan sê is dankie. Dat ek eers hierdie my make-up gaan eers weer smudge. Genigtig man. Dankie Jesus. Ek dog nog hulle gaan nie opkom en baie funny wees, dan het die Here 'n ander plan vir jou, né? Maar ek gaan nie opkom om funny te wees nie. Ek hoor nou die dag van hierdie vrou wat vir die ou sê, elke keer wat jy vir my smaal, wil ek jou oornooi na my plek toe. Ja. Hy sê, is jy single? Sy sê nie, ek is 'n tandarts. Het is lekker om vanaand weer so die woord vir julle te kan bring vanaand en jy by ons herlaaidiens en so groot voorreg om die woord van die Here te kan bring. Ek kan nie vir julle verduidelik wat so voorreg het is om hier te kan staan dat die Here jou uit die duisternis uitbring en hy bring jou in die lig en hy het 'n plan vir jou lewe nie.
En ons gesels vanaand weer 'n kopskuif. En wat is 'n kopskuif? Iets moet skuif in jou kop. Die lewe vereis dat ek en jy dikwels kopskuive moet maak. Ons kernvers vir hierdie reeks was Romeine 12 vers 2. En hy gaan as volg, hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Sê saam met my wêreld. So hierdie eerste gedeelte sê baie duidelik, daar's 'n plek wat ek en jy nie moet deel wees van nie. Hy sê vir ons, hierdie plek is wêreld. En as ek en jy die Bybel lees, die Bybel praat nie van 'n klomp verskillende plekke nie. Hy praat van 2 plekke. Ek en jy moet 'n besluit maak. As ek en jy deel van die wêreld, of as ek en jy deel van die koninkryk van God. Hy sê, moet nie deel word van hierdie wêreld nie. Hy sê, dan sê hy, maar word verander. Hoe word ek en jy nie deel van hierdie wêreld nie? Hy sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Stop hom net vir my daar. Verander, wat beteken verander? Verander is om van een toestand, vorm of plek oor te gaan, sodat die toestand, vorm of plek nie meer dieselfde kan wees nie. As jy vanaand miskien in 'n toestand, as jy miskien op 'n slegte plek, hierdie skrif sê moet verander word, deur vernuwing. Wat is vernuwing? Vernuwing sê, iets moet nuut gemaak word, Hy sê, deur die vernuwing van julle gemoed. Wat is jou gemoed? Dis daai innerlike wese, dis wie jy eintlik is. Daai innerlike wens, jou gevoelens, jou hart, al daai goed wat hier binne aangaan, jou emosies, dit wat in jou kop aangaan. Is dit nie waar die geveg gewen en verloor word nie? Hier binne in jou kop, in jou gedagtes. Amen. En dan sê hy, hoekom moet dit gebeur? Hoekom moet jy nie in hierdie wêreld gelykvormig raak nie? Hoekom moet jy verander word deur jou gemoed te vernuwe? Hy sê vir ons in die volgende gedeelte, hy sê, sodat jy kan beproef die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Hy sê, God het 'n wil vir jou lewe, en dan het hy ook 'n volmaakte wil van jou lewe. Ek het nou die dag oor hierdie skrif gepreek, toe sê ek vir julle, hy sê dat hierdie Griekse woord vir hom sê, hy kan hierdie wil van God, jy kan dit either aanvaar, of jy kan dit verwerp. Jy kan sê, dis either vat ek dit vir myself, of ek kan sê, nee, Here, ek lewe soos wat ek wil wees, want dis lekker vir my in die wêreld, ek het nie nodig om verander te word nie, ek is so gemaak, ek is so laat staan, maar jy gaan die vrugte pluk van wat hierdie wêreld vir jou gee. Amen. Hy sê, ek en jy moet beproef wat die goeie en welvallige en volmaakte wil van God is. Maar ek en jy is nog steeds in hierdie wêreld. Ons is nog steeds in hierdie donker, gebroke wêreld. Maar daarom sê die Bybel, alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Nou, wat beteken om te sê, alles wat uit God gebore is? Omdat deur God gebore is, jy sê, jy word weergebore in jou gees, daai gedeelte wat jy kan sien nie, jy word weergebore, en God leer jou op 'n nuwe geestelike manier te begin dink. 'n Gedagtes wat nou ander motiewe het, jy begin ander begeertes kry, jou gedagtes word totaal en al vernuwe. Hoor wat sê Efesiërs 4 vers 23, hy sê, julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Daarom moet jy 'n kop skuif maak. Jy moet 'n kop skuif maak om nie soos die wêreld te dink nie. Jy moet leer om soos die koninkryk van God te dink. En hoe lyk daai prentjie? Filippense 4 vers 8 in die Boodskap Bybel. Weet julle waaraan julle moet dink in plaas daarvan om julle te sit en te bekommer? Hy sê dink aan wat vir God saak maak. Dinge wat ordentlik en reg is. Dinge waaraan God sal dink en waarvan hy sal hou. Dinge wat God sal sê goed is. Julle moet nie julle tyd mors om aan allerhande nuttelose dinge te sit en dink nie. Hou julle besig met dinge wat die moeite werd is en wat God in 'n goeie lig stel. Ek en jy moet elke dag 'n kopskuif maak. Is ek en jy deel van die koninkryk van lig, of is ek en jy deel van die koninkryk van die duisternis? Want hierdie een koninkryk, wie in beheer van hom staan, is 'n duiwel. 'n Duiwel wat nie baie van jou hou nie. Hy sal alles in sy vermoë doen om jou te trek na die koninkryk van die wêreld. Amen, is al mense wat saam met my kan praat, elke dag wil hy jou trek in die koninkryk van die wêreld. Maar dan praat die Bybel van 'n koninkryk van lig. En wie is in beheer van hierdie koninkryk van lig? Dis ons God. En God sê, ek en jy moet daai kop skuif maak, al was jy in die koninkryk van die duisternis. Hy sê, maak daai kop skuif, dat jy deel kan word van die koninkryk van lig. Hoor wat sê Johannes 10 vers 10. Hy sê, die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Wie wil iets met 'n dief te doen hê? Wie wil iets met 'n dief te doen hê? Maar tog is dit maklik om te luister vir hierdie dief. As sy stem begin harder word en hy sê, ek wil jou in hierdie wêreld intrek, ek wil jy moet wêreldse dinge doen, al hierdie wêreldse plesiertjies gaan vir jou genot bring. Meneer en mevrou, ek beloof jou, hierdie wêreldse goed gaan vir jou dood bring. Geestelike dood. Daai dief kom om te slag en te steel en te verwoes. Wat doen 'n dief? Hy breek in wanneer jy die minste verwag. Jy hoef nie eens na hom toe te gaan nie, hy sal sommer na jou toe kom.
Jy moet net sit. En wat doen hy? 'n dief is slim. 'n dief werk onder die radar, nee. 'n dief kom onsienlik, onwetend. En hy kom en hy maak sy move, om wat te doen? Om te kom vat. Hierdie Bybel sê, hy kom om te slag en te steel en te verwoes. Van julle wat hierso sit vandag, julle sê, julle is al so moeg, dat die duiwel by jou huwelik kom vat. Jy is al so moeg, dat hy kom vat in jou finansies. Jy is so moeg, dat hy kom vat by jou werk en by jou verhouding. Jy is so moeg, dat hy hier met jou gedagtes en jou gevoelens kom speel, dat jy vandag 'n besluit moet maak, dat jy sê, ek is nie deel van hierdie koninkryk van die duisternis nie, ek maak 'n kopskuif om na die B-gedeelte van hierdie vers toe te gaan, waar Jesus, ons koning, ons Heiland, ons skepper, die woord vir ons sê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Kom on kerk, kan ons Jesus kan ons om 'n handeklap gee in hierdie plek. Hy het gekom met 'n plan, maar ek en jy moet daai besluit maak. Is ek en jy deel van die koninkryk van duisternis of die koninkryk van lig? Wie wen in jou gedagtes? Wie wen in jou gedagtes? En nie van jou nie, baie keer wen die duiwel in my gedagtes. Kind van die Here, hy is agter jou gedagtes aan. Kyk jy ou wat nie die Here dien nie, kyk hy het hom. Hy ou gaan altyd sê, nee man, ek like hierdie wêreld. Maar kind van die Here, hy sal enigiets doen om jou weg te kry van God af. Sy plan is om jou so te verwoes, nee, sy plan is om te kom. En jou, sy grootste ding wat hy wil verwoes, is jou verhouding met God. Wat is sy modus operandi? Waar is sy slagveld? Soos ek gesê, sy slagveld is jou gedagtes. Hoor as hy 2 Korintiërs 11 vers 3. Hy sê, ek is tog bang, Paulus skryf dit, ek is tog bang, dat julle gedagtes weggevoer sal word van julle opregte en suiwer toewyding aan Christus. Hy sê, hy wil jou gedagtes wegkry van hemelse dinge. Hy wil jou wegkry van jou bron af, want God wil ook praat, God praat ook met jou in jou gedagtes. God wil ook hê jy moet sekere dinge doen. Hy wil jy moet gehoorsaam wees aan hom. As hy die Bybel oopmaak, moet jy nie die Bybel oopmaak en wegdraai wat hy vir jou sê nie. God wil hê jy moet volgens die Bybel lewe. Maar wat is die duiwel se plan? Sy modus operandi is om jou gedagtes weg te gevoer sal word van julle opregte en suiwer toewyding aan Christus. Lei jy 'n lewe wat jy toegewy is aan Jesus? Ek sê, dis die beste lewe wat ek en jy kan lewe, is om 'n lewe toegewy wees aan Jesus, en nie 'n lewe toegewy aan die dief, wat wil kom slag, steel en verwoes nie. En dan sê hy dalk so ding, net soos die slang Eva met sy lustigheid verlei het. Wat het die duiwel gedoen in die tuin van Eden? As hy maar net gekom het, nee, hy het gehoor, as julle van hierdie boom eet, sal julle seker sterwe. Dis al wat die duiwel nodig gehad het om te weet. En hy het gesê, kyk, as ek hulle kan maak om ongehoorsaam te wees aan God, gaan dood geactiveer word, want hy haat die mens. Hy sal alles doen dat jy nie in 'n verhouding met God staan nie. En wat doen hy? Hy kom met 'n plan. Sy modus operandi is om hulle weg te vat van hulle verhouding, hulle toewyding aan God. En kyk wat doen hy? Genesis 3 vers 1 en vers 5. Hy sê, maar die slang was listiger as die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die boom in die tuin nie, hou net vir my daar. Is dit ook so? Is dit ook so? Sy plan is om vir jou elke dag van jou lewe te sê, is dit ook so? Dat die Here gesê het, hy gaan jou uitred. Is dit ook so dat die Here vir jou wonderwerk gaan gee? Is dit ook so dat die Bybel sê, dat God sê, hy het vir jou planne van voorspoed en nie van teëspoed nie. Is dit so dat goedheid en guns jou sal volg? Want dit lyk nie nou met jou lewe so nie. Is dit ook so dat Jesus gekom het om vir jou lewe in oorvloed te gee? Dit lyk nie of jy 'n lewe in oorvloed het nie. Dit lyk of jy 'n goeie lewe het. Is dit ook so as hy net kan kom om twyfel te kom saai? Dit is sy plan, dat jy twyfel saai, dat jy ophou geloof hê in wat God vir jou kan gee en wat hy vir jou kan doen. Want as die Bybel sê Jesus het gekom om vir jou lewe in oorvloed te gee, dan wil ek myself in lyn sit met wat Jesus vir my sê, en nie wat die dief sê nie, want die dief het genoeg van my kom steel. Hoekom sal ek nog enige aandag aan die dief wil gee, as ek my aandag kan gee aan die een wat my lewe kon verander, wat jou lewe kan verander? Maar God sê vandag vir jou, gaan, maak 'n kopskuif van duisternis na lig, van Jesus wat oorvloed gee. Hy sê, maak 'n besluit om van die duisternis na die lig te gaan. Okay, ek gaan nie daai opmes nie. Okay, hy sê, en dan die volgende gedeelte, hy sê daar, maar God weet, dat as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan. Julle sal soos God wees, deur goed en kwaad te ken. Hy sê, luister man, eet hierso. Snyf 'n lyn man. Drink nog 'n dop.
gaan in hierdie website in. Nie want jou oë sal oopgaan. Jy sal soos God wees. Weet jy wat sê hy daar? Hy sê, jy sal soos 'n God wees in jouself. Jy maak jou eie besluite. Jy het niemand nodig nie. En weet jy, daai God, weet jy, hy steek vir iets weg. Hy sê, maar God weet, God steek vir iets weg. Daar's lekkerder goed in die wêreld, man. Nee man, luister asseblief man. Hierdie God steek iets vir julle weg. Weet jy as jy aan die wêreld gaan, die wêreld gaan vir jou soveel plesiertjies gee. Ag man, dit gaan net lekker wees. En is presies waarmee hy die verlore seun gevang het, né? Gee vir die verlore seun, hy sê, kyk hoe lekker lyk dit in die wêreld. Verlore seun, hy doen wat Eva en Adam gedoen het. Hy sê, nee man, ek wens my pa is dood. Ek wens God is dood. Hy verlaat sy pa en hy gaan na hierdie gebied toe, né? En hy sê, ja, die Bybel sê, dit was lekker parties en alles. Inteendeel sê die Bybel, hy het 'n losbandige lewe gelei. Maar waar bring hy losbandige lewe om? By die varke. Hy bring hom by die varke. Dit is wat in die wêreld is. Die woord van God sê daar in Lukas 15, dat 'n groot hongersnood oor die land gekom. En dit is tog wat gebeur in die wêreld, né? Hy beloof vir jou hierdie wonderlike dinge in die wêreld, los vir God, doen jou ding in die wêreld, hy beloof, maar dan kom er 'n hongersnood, né? En vir ons, wat doen ons? En daai hongersnood is nie nodig, dis nie 'n fisiese hongersnood nie. Want wat is 'n hongersnood? Dis 'n voedseltekort, wat 'n humanitêre krisis veroorsaak, né? Een van die grootste probleme in ons samelewing is 'n geestelike hongersnood, wat 'n erger humanitêre krisis veroorsaak. Want in hierdie wêreld kan jy bietjie suffer, maar wat gaan jy doen as jy suffer vir die ewige lewe? En as die duiwel jou net kan kom om jou weg te vat en vervreemd te maak van jou opregtheid jou in Christus, van om 'n toegewyde lewe aan Jesus toe te lewe, en dan kom hierdie dief en hy slag en steel en verwoes jou verhouding met jou bron, die voorsiener van alle goeie gawes, jou beskermer, jou leidsman, Jesus. Maar daai verlore seun maak 'n kopskuif. En wat doen hy? Lukas 15:17 sê, toe hy uiteindelik tot sy, hierso, papa, hierso in sy deksel, toe hy uiteindelik begin dink, en sê hierdie dief het kom slag en steel en verwoes, en hy besef, ek moet teruggaan na die huis van my vader toe. Hy sê, daar's iets beter by my vader. Ek het gedink nou, al hierdie parties van die wêreld, al hierdie dronkigheid, al hierdie lekker goed, die dwelms in die losbandige lewe, ek het gedink het gaan lekker wees, maar dit my uitgebring by die varke. En hy maak hy kopskuif en hy gaan terug na sy pa toe. En sy pa ontvang hom met soveel liefde en soveel genade, maar hy moes 'n kopskuif maak. En weet jy wie moes nog 'n kopskuif maak? Elisa se dienskneg. Ons kry hierdie storie in 2 Konings 6, kry ons hierdie storie waar die koning van die Arameërs, wat hy in oorlog met Israel gewikkel was. Maar hy het 'n probleem gehad. En sy probleem was 'n profeet met die naam van Elisa. Elisa het presies geweet wat sy oorlogstrategie was. En as hy 'n move wil maak, dan weet Elisa dadelik daarvan. En sy plan was om Elisa uithaal. Want ek het al hoeveel keer oor Elisa gepreek. Elisa beteken, Yahweh is salvation. Yahweh is verlossing. Dis 'n prentjie van Jesus. En as die duiwel kan, hy sal alles doen om Jesus uit jou huis uithaal. Hy sal alles doen om Jesus uit jou huis uithaal, né? En wat gebeur? Een nag, kom hy onder die radar, soos 'n dief, kom hy en hy kom om hierdie dorp te ontsingel waar Elisa en sy dienskneg was. Wat gebeur toe? 2 Kronieke 6 vers 15, 2 Konings, jammer. Toe die dienaar van die man van God die volgende môre vroeg opstaan. Stop hom geraak, vroeg opstaan. Ek wil vir jou sê, dis wanneer die duiwel op sy hardste werk. As jy opstaan. Weet jy hoeveel mense wat ek mee praat wat in depressie ly? Weet jy waar begin het? As hulle wakker word. Hulle dink hulle is nie goed genoeg nie. Hulle dink hulle gaan nie iets kry uit hierdie lewe uit nie. Hulle staan bitter op, want hulle deel nie met hulle issues nie. Hulle deel nie met hierdie geveg in hulle kop nie. Hulle kan nie die onderskeid maak. Daar's 'n duiwel en daar's 'n God nie. Daar's 'n dief en daar's 'n God wat vir jou oorvloed wil, 'n lewe in oorvloed gee. Hulle kan nie daai onderskeid maak nie en hulle luister vir hierdie dief wat wil slag, steel en verwoes. En dis wat gebeur in die oggende. Weet jy hoekom het hierdie kerke bid hier elke oggend? Hoekom het ons 'n bid hier elke oggend?
Hoekom bid ek elke oggend? Daar's my vrou, sy sal vir jou sê, hoe veg ek om elke oggend as ek opstaan, die heel eerste ding wat ek doen, is om by die Here uit te kom, want ek weet, as ek nie by die Here uitkom nie, gaan die vyand my oorwin. Ek weet, ek moet my eerste van die dag vir die Here gee, want ek weet nie of jy weet, ek weet nie of jy in die oggend bid nie, maar ek wil jou bemoedig, en ek wil jou motiveer, probeer om in die oggende te bid, probeer bietjie vroeër opstaan, probeer om die dag met die Here te begin, want die woord van God sê, soek eers sy koninkryk, sy geregtigheid, al die ander dinge sal bygevoeg word. Hoeveel te meer nie elke liewe dag van jou lewe, wanneer jy wakker word, voor die duiwel begin met geslag steel en verwoes in jou gedagtes nie, dan kry jy jou gedagtes in lyn met wat God sê, dat wanneer die duiwel kom, dan sê hy vir hom, wyk Satan, jy gaan nie met my geslag steel en verwoes nie, dit het genoeg in my lewe gebeur, ek wy my lewe aan Jesus Christus toe. Hy sê, vroeg opstaan en buite toe gaan. Onthou, hy was in die huis, saam met Elisa. Elisa is 'n voorbeeld van Jesus. Hy is in die huis, maar wat hy, nou gaan hy buite toe. Hy gaan in die wêreld in. En wat gebeur in die wêreld? Realiteit slaan hom. Toe hy buite toe gaan sien hy, realiteit vat hom oor, realiteit oorskry sy geloof, en oral wat hy sien hy die troepe, perde en strydwaans, en benoud, roep hy vir Elisa, en hy sê, ag meneer, wat moet ons nou maak? Ag, meneer, hierdie is nie net 'n meneer nie, hierdie is die koning van konings en die Here van die Here, en dit is baie keer goed om op 'n plek te kom en sê, Here, wat moet ek nou maak? Wat moet ek nou maak as my huwelik op die rotse is? Wat moet ek nou maak as my kinders aan verslawing ly? Wat moet ek nou maak as die dief gekom het om te slag en te steel en te verwoes? Wat moet ek nou maak? Die beste ding wat jy kan doen, is om die geveg in jou gedagte te wen. Beste ding wat jy kan doen, is om geestelike oorlogvoering te doen. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, ons neem ook elke gedagte gevangene, en om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Weet jy dat jy hierdie vermoë, om gedagtes gevangene te neem? Ek sê elke oggend, Here, vat my gedagtes gevangene. Maak dit 'n prisonier van u liefde. Maak my gedagtes, vat my gedagtes, dat ek nie sal luister aan die leuns van die Satan nie. Ek sê, vat hierdie gedagtes, en sit dit in lyn met u woord. En ek vat hierdie gedagtes, ek neem dit gevangene, want ek ken myself. Ek kan maklik negatief raak. Ek wonder partykeer, as ek miskien vir 'n maand nie kerk toe kom nie, en ek hou op bid vir 'n maand, ek lees nie meer my Bybel vir 'n maand nie, ek wonder waar sal ek wees. Paulus sê, as ek die goeie wil doen, staan die kwaad in my by. Dis hierdie vlees. En daarom moet jy leer, dat geloof is nie realiteit nie. Geloof is nie realiteit nie. Maar ek en jy is mens, né? En 'n mens kan bang wees. Daarom moet ek en jy ons gedagtes gevangene neem, nie aan hierdie wêreldse dinge nie. Ons moet ons gedagtes gevangene neem aan die woord van God. Want ons kan bang raak, amen. Ons kan bang raak as ons kyk wat in Suid-Afrika gebeur. Soms raak ons bang. Hoor wat sê Psalm 56 vers 4. Die dag wanneer ek bang word, sal ek net op U vertrou. Amen. Dit is goed om op die Here te vertrou, né? As ons op hom vertrou, ons word baie keer bang, maar dan moet ons luister wat die antwoord van God is as hy met ons praat. 2 Konings 6 vers 16. Moenie bang wees nie. Dis God se antwoord vir jou. Moet nie bang wees nie. Moet nie bang wees as die vyand jou wil omsingel nie. Moet nie bang wees as jy deur die moeilikste tyd van jou lewe gaan nie. Moet nie bang wees as daar verdrukking of vervolging kom nie. Moet nie bang wees as jy 'n brief by jou baas skryf wat sê jy's geretrencht nie. Moet nie bang wees as 'n dokter vir jou sê jy's siek nie. Moenie bang wees nie. Want jou geloof jy moet leer dat jou geloof die realiteit oorskry. Jy moet weet dat jou geloof is wat jou gaan oorwin. Jesus sê so mooi, hy sê vir Thomas, salig is hy wat glo al het hy nie gesien nie. Glo in wat? Jy moet glo dat God is wie hy sê hy is. Jy moet glo dat God werklik waar bestaan en jy kan hom toe gaan. Al kan jy hom nie sien nie, dis wat geloof is. Jy kan God nie sien nie, maar jy gaan na hom toe asof hy bestaan.
En jy glo, hy is die groot ek is. Jy glo, hy is jou hemelse Vader, en ek wil die beklemtoning sit op die woord hemelse, want daar is 'n hemelse realm, en dit is waar die geveg gebeur. Die woord van God sê, die stryd is nie teen vlees en bloed nie, né? Dis die owerhede en die magte, die wêreldheersers van die eeu, en dan sê hy, die bose geeste in die lug. Weet jy baie Christene sê, want ek glo nie daar nie. Want glo jy nie die Bybel nie? Weet jy wat gebeur in hierdie geestelike realm? Hierdie geestelike realm, die duiwel like jou niks, hoor. Hy sal alles doen om jou te breek. Dis kom ek en jy besluit moet maak. Here, laat my geloof van so aard wees. Laat my geloof van so aard wees, dat ek nie bang sal wees nie. Dat ek nie bang sal wees nie, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Elisa sê vir hom, Jesus sê vandag vir jou, moenie bang wees nie. Daar is meer aan ons kant as aan hulle kant. Daar is meer aan ons kant as aan hulle kant. Want as ek en jy kyk wat sê realiteit, die werklikheid is daar's 'n weermag wat hulle wou doodmaak. Maar in die gees was daar 'n ander weermag wat meer en sterker en magtiger as enigiets wat die vyand beplan. Kom ek vertel julle gou ietsie. Toe God die duiwel uit die hemel uitskop, toe vat hy 1/3 van sy engele. Hy het 1/3 van die engele verlei. En hulle het die vervalle engele geword. En dit is die bose geeste wat ons so tuister elke dag. Daai bose geeste, hy sê ons stryd is nie teen nie vlees en bloed nie. Hy sê daar's bose geeste, ons stryd is teen dit. Ons kan hulle nie sien nie. En dis die probleem met baie mense. Kan dit nie sien nie. Kan nie, daar's 'n onsienbare realm, né? Nou die engele en die demone veg in hierdie realm. Maar die duiwel het net 1/3 van die engele gevat. Waar is die ander 2/3? Die ander 2/3 is wat vir ons veg. Dit is hulle wat Elisa sê vir hom, daar is meer aan ons kant as hulle kant. Hoor wat sê 2 Konings 6 vers 17. Toe bid Elisa, Here, maak tog sy oë oop sodat hy kan sien. Here, maak sy geestelike oë oop. Here, maak sy geestelike oop. Nie hierdie fisiese oë nie, hierdie geestelike oë. Hy sê sodat hy kan sien in die gees. Die Here het sy dienaar se oë oopgemaak. En toe hy opkyk, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wie se weermag baie sterker as die duiwel se weermag. Die duiwel kom met sy 1/3 demone. My God kom met sy 2/3 engele. En ek wil net vir jou sê, hy veg vir jou. Maar die enigste hoe hy vir jou kan veg, as jy jou geloof sit, as jy jou kop skuif maak, en jy sê, ek sit nie by die dief, wat ons slag, steel en verwoes nie. Ek sit my gedagtes en my hele lewe, sit ek by hom, wat gekom het om vir my lewe en oorvloed te gee. Sy naam is Jesus en hy veg vir jou. Hy sê toe hy opkyk, sien hy dat daar baie perde en strydwaans van vuur op die heuwels rondom Elisa was. Wat 'n pragtige prentjie van mag en van krag. Dis die God wat in die gees vir jou veg. Maar hy wil vandag vir jou 'n vraag vra. En dit is my bottom line. Hy wil vandag vir jou 'n vraag vra. Is jy 'n dubbelhartige mens? Staan jy met een voet hier en 'n ander voet daar? Waar is jou gedagtes? Is jy nie moeg dat die duiwel kom by jou kom steel nie? Is jy nie moeg om nog vir hom enige airtime te gee nie? Dink jy nie is tyd dat ons sê, ons los jou in die duiwel? Ek gaan begin my gedagtes sit op die dinge wat vir God belangrik is. Die geveg word gewen en verloor in jou gedagtes. As dit gewen of verloor word in jou gedagtes, gaan lê dit in jou hart. Dan sê die Bybel, uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge, slegte mens bring slegte dinge. Jy weet, die Bybel sê die engele is magtige boodskappers van God om sy woord in vervulling te bring. Dit beteken, as jy positief gaan spreek, sal die engele daai woord vat en dit vervulling bring. Maar so baie mense is bang. So baie mense sê, ek kan dit nie sien nie, ek gaan dit nie glo nie. God wil vandag vir jou sê, jy is die perfekte kandidaat om vandag 'n kopskuif te maak. Van realiteit na geloof. Dis tyd dat ek en jy die engele, die magtige boodskappers van God, wat sy woord in vervulling bring, te aktiveer. Deur om te sê, al sien ek die aanval, ek gaan glo,
hulle wat vir my is ver meer as hulle wat teen my is. En as God jou oë oopmaak, mag jy hierdie engele en strydwaans en perde van vuur sê. Dis hoekom hy liedjie sê, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Amen. Dit is wat hy liedjie sê, the battle belongs to you, Lord. Amen. Die Bybel sê, what the enemy meant for evil, God will turn it for good. Maak 'n kop skyf vanaand. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Kolossense 3 vers 2 sê, laat julle gedagtes beheer word deur die hemelse dinge en nie die dinge op aarde nie. Sewon, is daar iemand wat gaan afsluit? Is dit ek? Okay, dankie. Ek en jy het vanaand 'n keuse. Môreoggend as jy opstaan, ek wil jou bemoedig. Staan 'n bietjie vroeër op. Invest in jou geestelike lewe. Begin al by jou huis. Volgende week het ons 'n bid hier Saterdag van 4:00 af. Dit klink onbenullig vir die wêreld. Hoe bid julle so vroeg op 'n Saterdag? Daar's 'n rede daarvoor. Ons offer op vir ons God. Ons kan niks verdien by die Here nie, glo my. Ons doen hierdie uit verhouding uit. Ons het iets geleer. Voordat die duiwel wil kom steel, slag en verwoes jy nou sy kop. Soos Here, ons kom soek U aangesig. En weet jy, hier's 'n hele paar mense wat elke oggend saam met my bid, hier van 6:00 tot 6:30. Hulle sal vir jou vertel hoe het hulle lewe verander vandat hulle dit begin doen. Hulle sal jou vertel wat gebeur as jy die eerstelinge van jou dag vir die Here begin gee. Moenie dat die duiwel jou tyd in die oggend kom steel nie. Wil jou nooi, as jy dit kan maak. Probeer dit. Probeer daai dissipline in jou lewe sit. Maar soms kan jy dit nie maak nie. Ons weet baie mense werk al 6:00. Baie mense moet al 5:00 ry om net by die werk te kom met die verkeer. Jy kan online ook gaan. Wees saam met jou boeties en sissies in geloof. Soos wat ons hierdie goeie stryd teen die vyand stry. Weet jy wat doen ons in die oggend hier? As ons klaar woord gegee het en ons het gebid oor sekere sake. Ons bely God se woord oor julle. Sondag bely ons oor die 500 verse oor julle. Ons neem die mense se gedagtes gevange aan die woord wat ons oor julle bely. Weet jy, wanneer jy nog slaap, miskien is daar mense wat vir jou bid en vir jou intree, dat die duiwel sal ophou slag, steel en verwoes, en dat jy jou kop skuif moet maak, van die koninkryk van die duister na die koninkryk van die lig, na die dief wat wil slag, steel en verwoes, na die een wat gekom het om vir jou lewe in oorvloed te gee. Daarom wil ek vra, kan elkeen opstaan asseblief? Kom ons sluit hierdie diens af. As jy wil, sit net met jou hande in die lug. Of miskien kan ek vra, as jy wil, sit jou hande op jou gedagtes. Sit jou hande op jou kop. Sit jou hande op jou kop. Vader, ek bid vandag vir die vernuwing van gedagtes in hierdie plek. Dankie Here, verander elke persoon se gedagtes. Ek bid vir elke persoon wat vanaand in hierdie diens is, Here, bid ek vir 'n gees van onderskeid, dat hulle sal onderskeid hê wat van die duiwel af is en wat van U af is. Ek bid Vader dat hulle gedagtes gelei sal word deur hemelse dinge, dit wat bo in die hemel is en nie die dinge op aarde nie. Ek bid dat ons lidmate nie gelykvormig sal word aan die dinge in hierdie wêreld nie, maar hulle sal verander word deur die vernuwing van hulle gemoed. Here, ek bid dat ons lidmate nie sal gelei word deur hulle negatiewe emosies nie, maar dat hulle sal gelei word deur U woord en deur U wonderlike gees. Here, maak soos Elisa se dienskneg, maak ons woord en lewe mense se geestelike oë oop. Dat ons kan sien hulle wat vir ons is ver meer as hulle wat teen ons. Al sê realiteit, ons is verslaan. Al sê realiteit, ons gaan dit nie maak nie. Al sê realiteit, jy gaan nooit jou deurbraak kry nie. Mag ons in die gees kyk en weet, as my God vir my is, halleluja, wie kan teen my wees? As jy saam my stem skree, kliphard amen. Amen. Julle moet 'n wonderlike week hê. Gaan uit in die genade van die Here, gaan uit in oorwinning, vertrou op die Here. Amen.